Goeiemôre luisteraars. Ek is seker dat jy hierdie kinderkrans liedjie sal onthou. As hy weer kom, kom haal hy sy parels. Parels vir Jesus se kroon. En vanoggend gaan ek bedien daarop hoe jy as mens deur die woord van God, wat skerper is as enige tweesnydende swaard, wel in so 'n parel kan verander. Nou daar is nie 'n skrif voor dit om te sê as hy weer kom haal hy sy parels nie. Maar as ek klaar is met hierdie boodskap, is ek seker gaan jy ook sien dat jy een van Jesus se parels op hierdie aarde is wat hom absorbeer en hom ook weer kaats. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat u woord nou deur ons kan sny. Here, ons wil vir u sê dankie dat u besig is met ons. Dankie dat ons kan verander in u teenwoordigheid. En dankie dat ons mag luister na u woord. Vader, my gebed is net dat u naam verheerlik sal word in hierdie opname. In Jesus naam. Amen. Nou Matteus 13 vers 45 sê vir ons: verder is die koninkryk van die hemele soos 'n koopman wat mooi parels soek. En toe hy die kosbare parel kry, gaan hy weg en hy verkoop alles wat hy het en hy koop dit. Nou as ons kyk na 'n oester, dan kyk ons dat daar na bevrugting die eiers ontwikkel en dat hulle vry swem, dat hulle mikroskopiese klein larwes is wat 2 tot 3 weke in die water rondswem voordat hulle van gedaante verwisseling ondergaan. Nou hierdie metamorfose is so ingrypend dat die oester sy vermoë verloor om te swem. Dan heg hy hom iewers aan 'n soliede voorwerp vas, soos 'n rots. En sodra hy, om dit so te stel, sy sit op hierdie voorwerp kry, hou vas aan dit, kan hy nie langer rondbeweeg of wegvlug vir gevaar nie. So ek en jy is gebore, weergebore kan ek sê, om 'n gedaanteverwisseling te ondergaan. Die oomblik as ons dit snap, is daardie verandering in ons lewe so ontsettend, dat jy nie meer op jou krag staat maak nie, maar jou huis begin bou op die rots wat Jesus is. Jy begin net so aan hom vasklou. Nou die mens kry natuurlike parels. Hoewel oesters miljoene der miljoene eiers voortbring, bereik bitter min daarvan werklike volwassenheid. Die oester het naamlik 'n hele string vyande in elke stadium van sy ontwikkeling, of dit 'n larwe is, 'n eier is of 'n jong oester. Hoewel al die miljoene mense gevorm is om God te dien, nou God het elke liewe mens gemaak, is dit bitter min wat die stadium tog kan bereik, waar hulle sterf in hulle self, van hulle self, en hulle nie meer leef nie, maar Jesus Christus in hulle leef. Natuurlike parels is dus baie skaars en soos jy seker al gesien het in juwelewinkel, baie uiters duur. As ons na die kruis van Golgotha kyk, dan sal jy sien hoe ontsettende prys daar vir jou betaal is om die natuur van Christus Jesus te kan hê. Dan kry jy gekweekte parels. Hulle is goedkoop, maklik om in die hande te kry en met die gevolg dat min natuurlike parels deesdae regtig vir juwele geoes word. Perlemoen, waarmee die binnekant van die skulp uitgevoer word. Dan kom daar 'n stukkie, 'n vreemde voorwerp, soos 'n sandkorreltjie, 'n stukkie gebreekte skulp, wat dan hierdie parel begin vorm. Nou die mantel van hierdie oester raak geïrriteerd
deur die seer amper kan jy sê, wat binne in hierdie oester inkom. En dan begin hierdie perlemoen 'n konsentrasie laag vorm, laag op laag. En dit is hoe die parel op die einde van die dag gevorm word. En mineraal juwele, die regte parel, is gewoonlik wat hy lig kan weerkaats, is 'n parel wat sagter is en lig word geabsorbeer sowel as geweerkaats. Dis hoekom 'n egte parel 'n glans het en dan in 'n parel wat gekweek is, jy kan sê wat sinteties is, nie regtig daardie glans kan hê nie. Nou as ons mooi in ons eie lewe kyk, sal ons sien, 'n hart van klip kan nie die lig van Jesus absorbeer en weer weerkaats nie. Want 'n hart van klip is net gepla oor daardie eie ek en oor die eie self wat daar tevrede gestel moet word. Nou die diertjie wat sorg op die einde van die dag om hierdie kunswerk te kan raak, is eintlik maar net 'n nederige oester. Ons lees dan in Matteus 13 van die verborgde dinge van die koninkryk van God. Ons sien daar is 'n geheim wat weggesteek is in die koninkryk van God, iets wat ontdek moet word in die koninkryk van God, wat ons hele lewe sal verander, wat ons 'n blydskap sal gee, wat ons so bly sal wees, as ons dit ontdek, dat ons alles in ons lewe rondom hierdie iets sal begin verander, dat ons hele lewe rondom hierdie geheimenis, kan ek sê, 'n iets anders begin raak. So, daar is 'n dag waar Jesus aan die kruis van Golgotha gehang het, terwyl hy in pyn daar deurgedring het, gehang het, het hy vir jou en vir my in gedagte gehad. Hy sê dan ook, dat hy nie enige parel sal koop nie. 2 Korintiërs 1 vers 7. En ons hoop vir julle is vas, omdat ons weet dat net soos julle deelgenote is aan die lyding, so ook aan die troos. Kan jou verseker, of jy dit wil glo of nie, aan baie mense maak Golgotha net nie saak nie. Die mense wat deel gehad het aan die lyding van Jesus, is duidelik herkenbaar soos parels. Ons het gelees, 'n parel is sagter, 'n parel kan lig absorbeer, maar dit ook weer kaats, en dit gee die glans aan hierdie parel. So wat ek vir jou vanoggend wil kom aflewer, almal van ons is maar eintlik oestermense, maar min raak egte natuurlike oesters. Ons kry baie gekweekte oesters, ook gekweekte Christene, wat nie regtig kinders van God is nie, wat leef asof hulle Christene is, maar wat ver van 'n kind van God af is. So hierdie skulp wat aan die binnekant met perlemoen uitgevoer word, so is dit naderhand hoe die binnekant van jou hele wese deur die bloed van Jesus en sy liggaam uitgevoer word. Maar dan gebeur daar iets, en die woord van God sê, dat God se woord is soos 'n tweesnydende swaard, wat skeiding bring tussen murg en been, skeiding tussen siel en gees, en toets die oorlegging en die gedagtes van jou hart. En as ek kom en ek sê vir jou vanoggend hier, ek praat nie net oor die seer kry in die lewe, die verwerping, die depressie, die swaar kry, wat jou verander nie, maar hoe die woord van God op 'n dag jou binnendring, en jy nie meer kan leef soos jy wil leef nie, en iets in jou begin verander.
So wat dink jy sal in ons lewens, wat baie keer so toe is soos 'n oester, die verskil begin raak, sodat ons kan weet, maar die Here is met ons besig. Ek het dit vir jou gekwoteer, ek lees dit vir jou, Hebreërs 4 vers 12, want die woord van God is lewend, kragtig, skerper as enige tweesnydende swaard. Dit dring deur tot die skeiding van siel en gees, van gewrigte, van murg, en is 'n beoordelaar van die oorleggings en gedagtes van die hart. Dat jy vanoggend sal sien, dat die woord van God in ons lewe daardie uitwerking het van die sandkorrel in die oester se hart wat naderhand 'n parel vorm. Dis wanneer die woord van God in jou hart begin werk, in jou siel, in jou wese, dat hierdie woord jou begin herinner, na wie se beeld is jy gemaak, as jy sommer net wil optree net soos jy wil. En dan kom daardie woord en daardie woord kom verander die binnekant van jou, want van binnekant af word jy verander, om van buitekant af 'n ander mens te wees. Ons mense dink altyd die verandering kom van buite af. Daardie parel word nie van buite af gevorm nie, maar van binne af, daar waar daardie sandkorreltjie begin werk, van daar af laagie op laagie, verander dit en raak dit hierdie kosbare parel. Jy sal 'n gekweekte parel wees sonder die woord van God, maar jy sal 'n natuurlike, 'n egte parel begin raak met God se woord in jou. Hierdie sandkorrel is lewendig in jou hart. Jy voel dit is die stem ook van die Heilige Gees wat God se woord geïnspireer het, wat in jou lewe kragtig begin werk. En dan begin jy bewus raak daarvan, dat as ek swak voel, ek eintlik sterk is. Die sandkorrel, of dan die woord van God, wat ek het vanoggend mee wil vergelyk, dring deur tot in jou diepste, tot waar jou siel en jou gees skei. Ja, daar is 'n verskil in jou gees, dit is waar God met jou praat, en dan kom die vyand, en die vyand probeer in jou siel die verandering bring. Maar as daardie woord van God in jou gees vasgevang is, dan leef jy nie meer die heeltyd as die ou mens van ek voel en ek moet dit en ek moet dat nie. Dan verander jy. Dit dring deur tot jou diepste wese. Dit krap in jou hart, want Abba Vader wil hê jy moet van gedaante verander. Hy wil hê jy moet meer en meer word soos Jesus. Want as hy terugkom, hoor jy nou wat ek vir jou sê, kom haal hy sy parels. Parels wat nie net gekweek is nie, wat nagemaak is nie, maar wat regtig die egtheid van God se woord binnekant hulle het. Weet jy dat God se woord jou kan sny en jou kan seermaak? Weet jy as jy besig is om jou lewe weg te gooi, of jy besig is om goed te doen wat jy nie wil doen nie, dan is dit nie 'n skuldgevoel in jou nie, maar 'n oortuiging in jou, wat vir jou sê, jy kan meer word as wat jy nou is. Jy kan verander, deur laagie vir laagie geloof in jou binneste toe te laat, wat naderhand die lig van Jesus in jou neem, om die duisternis uit te dryf, en dan begin jy daardie lig weer kaats, nie net absorbeer nie, maar weer kaats ook, en dan is daar 'n andersheid in jou, wat gesien word, en daardie andersheid, my liewe vriend, my liewe vriendin, is iets, die woord van God, wat vir jou en vir my verander.
Ek weet hoeveel keer voel jy, hoekom moet ek aanhou bid en aanhou bid oor hierdie goed? Wanneer is genoeg Bybellees genoeg? Wanneer is daar nou genoeg van hierdie seer in my lewe? En in elke woord van God, ek wil vir jou sê, elke skrifgedeelte, is daar iets wat jou en my kan verander. Ons raak eerlik, wat sal ons stop? Sal dit 'n preek wees? Sal dit iets wees wat jou sal stop om regtig die regte iets te begin doen? Nee. Wat jou en my stop om te verander, is wanneer ons nie net meer die woord hoor nie, maar begin doen wat die woord sê ons moet doen. So dit is nie net die verwerping in ons lewe, dit is nie net die vrese nie, dit is nie net die depressie nie, maar dit is wanneer ons begin om te vergewe wat die woord sê ons moet doen, as ons seer het, wat van ons daardie parel begin maak. Dit is wanneer die woord vir ons sê, ek is tot meer in staat deur Christus Jesus wat my die krag gee, wat daardie depressie uit my begin uithaal. Dit is daardie woord van God, wat die vrees uit my begin uitdruk, wegdruk. Die volmaakte woord van God, wat vir my sê, sy volmaakte liefde verander my. So, dis nie skuldgevoelens wat my stop nie. Dit is die woord van God, daardie liefde. Ek was so 'n verlore sondaar, maar Jesus het gekom. Hy wie vlees was, hy wie woord was, het vlees geword en onder ons kom woon. En nou sit hy aan die regterhand van Vader, waar hy vir ons intree, sodat sy woord, wat binnekant in ons is, ook vlees, gestalte kan vind, om ons te kan verander. Dan kom ons by hierdie plek, dat die inspirasie van die woord onder ons kom woon het, in ons gegaan het. Dit is wat Johannes 15 vir ons sê. Hy sê, ons is in hom en sy woord in ons. Dit is hierdie woord wat van jou en van my 'n parel maak op die einde van die dag. Wat ook al in jou lewe gebeur het. As die woord van God, dit wat met jou gebeur het, laagie vir laagie begin toemaak en omvorm en om jou vou, dan, liewe mens, kan ek en jy saam begin sing daardie kinderkransliedjie, as hy weer kom haal hy sy parels vir Jesus se kroon. Kom ons gaan en ons gebruik vanoggend met blydskap communion. Ons sê vir Jesus, dankie Jesus vir u bloed, wat in die oesterlewe van my ingaan. U bloed, wat die krag in my is, om te kan vergewe, al voel ek nie so nie, al wil ek dit nie doen nie, maar daar's wonderbare krag in u bloed wat my beskerm, op alle plekke, waar die vyand soveel wette gereg het, maar dan gaan ek, en ek gaan gebruik communion, en die krag van die bloed van Jesus verander my. En ons kan sê dankie vir Jesus, om te sê, Here, maak nie saak wat die kwaal is, wat die siekte is nie, wat dit is, wat die krankheid is nie. As ek hierdie liggaam van Jesus in die oesterlewe van my inneem, dan begin daar iets in my, wat genesing bring, in elke wond, en dan kan ek letterlik sê, begin ek absorbeer, en begin my lewe weer kaats, wat God wil hê ek moet wees. Want as hy weer kom, kom haal hy sy parels.
Amen.